Goeiemôre, liewe luisteraar, en baie welkom by Wandel saam met God. My naam is Etienne Dievenage en dit is voorwaar vir my 'n voorreg om ook so vanmôre weer die woord van die Here met julle elkeen te kan bedien en ek groet julle ook in die wonderskone naam van ons koning en ons verlosser, die een wat ook so aan die kruis van Golgotha sy lewe vir ons neergelê het en wat ook so vir ons sondes gesterf het, en in hom het ons ook so hierdie wonderlike verlossing en weet ons dat daar is krag in die bloed van die lam. Nou, liewe vriende, ons gaan vanmôre weer na 'n baie kosbare Psalm kyk en dit is ook dan nou so Psalm 13 en ek gaan vanmôre dan net vir ons een vers wat ek gaan voorhou van Psalm 13. En u is welkom om weer eens hierdie gedeelte by die huis deur te lees en dit is ook 'n Psalm, vriende, wat vir ons ook hoop gee. Wanneer ek en u as kind van die Here ook deur moeilike tye gaan, dan kom bemoedig hierdie Psalm ons om te weet, maak nie saak wat nie, die Here is met ons, en dit is ook waarna ons dan vanmôre gaan kyk en wat ons ook gaan leer by hierdie man Dawid. So ek lees dan vir ons Psalm 13 vers 2 en ek hou vir ons voor. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? En so wil ek dan met ons praat oor hierdie onderwerp vanmôre, vriende, en dit is in donker tye moet ons leer om die Here te vertrou. Nou, wanneer ons Psalm 13 bestudeer, dan kom ons agter dat hierdie 'n klaaglied is wat Dawid geskryf het, en in hierdie klaaglied vind ons dan nou spesifiek waar Dawid ook hierdie benoudheid in sy siel gehad het, en Dawid was besig om met die Here te praat, en hy was besig om sy hart voor die Here uit te stort in gebed, en dit is baie duidelik, vriende, dat Dawid in Psalm 13 homself in 'n dal van doodskaduwee bevind het, en ons weet nie presies wat Dawid se omstandighede was nie. Hy maak nie vir ons bekend waarmee hy gestoei het nie, maar wat hy wel vir ons bekend maak is daar was 'n worstelstryd gewees. Daar was hierdie omstandighede wat Dawid deurgegaan het, wat gemaak het dat hy in hierdie gedeelte na die Here uitroep, dat hy gestoei het, dat hy geworstel het en dat hy ook so bedroef en benoud was in sy siel, soveel keer, soveel so, dat hy 4 keer uitgeroep het na die Here, hoe lank, Here? En dit het vir Dawid gevoel vir 'n oomblik, vriende, of daar geen uitkomskans vir hom is nie. Dit het vir hom gevoel asof die son nooit weer gaan skyn in sy lewe nie. Dit het vir hom gevoel asof die Here vergeet het van hom. Dit het vir hom gevoel asof hy alleen is in hierdie woestyn met geen hulp naby. En Dawid het nagte wakker gelê met kommer in sy hart oor hoe hy deur hierdie stryd gaan kom. En daar was ook 'n vrees in sy hart oor die dag van môre. Want ons lees daar in vers 3 die volgende: Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Maar hier's die kosbare deel, vriende, wat ek wil hê jy moet raak sien in hierdie Psalm. Alhoewel Dawid gestoei het, alhoewel Dawid deur moeilike tyd gegaan het, vind ons dat in hierdie donker tyd kom leer die Here vir Dawid dat die Here nog al die tyd daar was, dat die Here se teenwoordigheid nie verdwyn het nie, maar dat die Here die getroue en onveranderlike God is, wie se getrouheid tot in alle ewigheid is, en dat die Here vir Dawid sal deurdra in hierdie donker tyd. En die oomblik toe Dawid dit besef, die oomblik toe Dawid weer sy gedagtes vul met die wese van God, met die woord van die Here, om te weet dat die God wat hy aanbid is die almagtige, is die soewereine, is die getroue God, het Dawid se vrees en sy benoudheid verdwyn, en het die Here hierdie rustigheid in Dawid se hart kom plaas. Want jy sien, Dawid het besef dat die Here ken die wie syne is, en die Here sal nooit sy kinders begewe en verlaat nie, maar die Here sal sy kinders lei, die Here sal sy kinders betroos, die Here sal sy kinders deurdra in hulle omstandighede, al is dit hoe donker. Sy liefde vir sy kinders bly vas staan. En let op hierdie slotwoorde wat Dawid hierdie Psalm mee eindig, en ons vind dit daar in Psalm 13 vers 6, en is elke keer vir my so treffend wat sê, maar ek, op U goedertierenheid vertrou ek, my hart sal juig oor U heil,
Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Dawid het gerus in die Here. Hy het geweet, luister, al is ek in 'n dal van doodskaduwee, die Here is my lig en my heil. Die Here is die een wat my in die nag sal bewaar as ek gaan slaap. Die Here is die een wat my in die môre sal wakker maak, en die Here se goedertierenheid is elke môre nuut. Die Here is elke môre daar om my te help. Die Here weet wat in hierdie dag gaan gebeur, en daardeur kan ek hom vra om my voetspore te lei. Daardeur kan ek hom vra dat hy vir my wysheid sal gee, en daardeur kan ek luister na sy stem, want hy is in beheer. En vriende, let gou op wat sê Jesaja 26 vers 3 tot 4, en dit is 'n vers wat die Here ook vir my opnuut kom gee, toe ek ook deur 'n moeilike tyd in my lewe gegaan het, en waar die Here my kom bemoedig het om ook so vir my daardie gedagte te gee van vertrou my, want ek is in beheer. Ek sal jou voetspore rig, ek sal jou help. En let gou op wat sê Jesaja 26 vers 3 tot 4 wat sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U, vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is 'n ewige rots. En vriende, dit kan dalk wees dat u vanmôre uself in 'n dal van doodskaduwee bevind. Dit kan wees dat jy ook vanmôre deur 'n donker tyd gaan soos Dawid, en dit kan wees dat daar 'n stryd in jou binneste is oor jou gesondheid, of dit kan finansiëel wees, of dit kan geestelik wees. Maak nie saak wat dit is vanmôre nie. Wil jy nie vanmôre na die Here toe kom nie? Wil jy nie vanmôre soos Dawid kom rus in hom en jou vertroue in hom plaas en weet dat hy is met jou, en weet dat hy sal jou nie begewe en jou verlaat nie, maar dat hy vanmôre jou helper is, dat hy vanmôre die een is wat jou die beste kan help, beter as wat jy ooit kan dink, vriende. Want let op wat sê Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my 'n helper en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Vriende, mense verlaat ons soms, veral wanneer dit moeilik gaan, dan verlaat mense ons, dan maak mense of hulle ons nie ken nie, maar dis nie wie die Here is nie. Die Here ken ons, hy ken sy kinders, hy weet die wat in hom behoort. En daardeur wanneer ons in hierdie donker tyd na hom roep en wanneer ons by hom skuil, wanneer ons na hom toe hardloop, dan sal hy ons nie wegwys nie, maar hy sal ons help, hy sal ons lei, hy sal die weg wys waarop ons moet gaan, hy sal ons vertroos, hy sal ons bystaan. Maar ek en u moet leer om hom te vertrou. Ek en u moet leer om oor te gee aan hom. Want baie keer is ons geneig, vriende, om in hierdie storm self te probeer dinge te doen en te kyk hoe ver ons kom, en dan wil ons oorgee aan die Here. Nee. Maar ons moet leer om van die begin af oor te gee aan die Here. Ons moet leer, vriende, om van die begin af ons oë op ons Here Jesus te plaas. En daar's 'n kosbare liedjie, en u ken dalk hierdie liedjie, en dit is, hou die oë op Jesus, kyk op in sy lieflike gesig, en die aardse dinge word nietig en klein by sy liefde en lig. En ag vriende, dis presies wat gebeur wanneer ek en u ons fokus op die Here plaas in hierdie storm. Ons ervaar daardie vrede, daardie kalmte, daardie hand wat ons lei en wat ons help. En dan ook, vriende, is dit nodig dat ek en u ook so moet besef vanmôre dat die antwoord lê nie in onsself nie, maar die antwoord lê in die Here alleen. En daar gaan ook 'n tyd wees wat ons dan moet wag op die Here, maar dat ons daardie gesindheid sal hê, Here, ek wag op u met alles in my. En ek weet dat u sê in die woord dat u 'n beloner is van die wat u soek. En vriende, moet nie vanmôre moed verloor nie, maar kom vanmôre na die Here toe. U is dalk miskien al so moedeloos dat jy weet nie meer watter kant toe om te gaan nie, maar kom vanmôre na die Here toe. Hy nooi u om na hom toe te kom. Hy sê tog in sy woord, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dit beloof die Here in sy woord. Hy sê, die wat my soek, sal my vind. Kom ons doen 'n gebed saam. Here, ek kom bid vanmôre en ek sê dankie dat u woord ook vanmôre kon uitgegaan het. En Here, dankie dat u ons ook vanmôre opnuut kom bemoedig het, dat ons weet dat ons is nie alleen nie, maar u is met ons. En ag Here, ek kom bid ook vanmôre vir iemand wat inluister en wat deur 'n stryd gaan en wat ook soos Dawid vanmôre voel, Here, dat hulle alleen voel en hulle voel dalk dat u van hulle vergeet het.
maar wil U vanmôre opnuut hulle bewus maak van U teenwoordigheid en wil U vanmôre ook vir hulle kom deurdra en ook vir hulle wysheid kom gee en dat hulle ook vanmôre sal vashou in U en sal weet U is met hulle. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Mag U elkeen 'n geseënde dag hê, vriende, en groete en seën vir U elkeen.